en welkom. Wat 'n voorreg om so in die Kersseisoen opnuut aandag te skenk aan die wonder en misterie en die onpylbare betekenis van Jesus se geboorte. Kersfees is gevul met beelde wat ons harte verwarm. Daar's Maria en die kindjie in 'n nederige krib, daar's engele wat sing, herders wat hastig kom kyk en wyse manne wat op pad is met geskenke. Nou dis maklik en is gepas om met Kersfees op Maria en Jesus te fokus. Maar vandag wil ek jou nooi om deur 'n effens ander lens na die heilige verhaal te kyk, deur die oë van Josef. Daardie stil figuur wat dikwels slegs aan die kant van die krib staan. 'n Man wat byna nooit 'n woord in hierdie verhaal uiter nie, maar wie se geloofsdaad ons kan leer om God se misterie op 'n nuwe manier te omhels. Lees saam met my vandag se skrifgedeelte. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Nou in jou verbeelding wil ek jou nooi om hierdie toneel te sien afspeel deur die oë van Josef. Nou hy is verloof aan Maria, dis 'n tyd van opgewondenheid en verwagting, maar voordat hulle kan trou, kom hy agter sy swanger. Nou in 'n kultuur waar maagdskap heilig geag word, is dit nie klein nuus nie, dis 'n enorme skandaal. Nou volgens die wet kon hy haar verstoot, dalk selfs openbaar verneder. Maar Josef, wat 'n regverdige man beskryf word, kies 'n ander pad. In plaas daarvan om Maria te beskuldig, besluit hy om haar in die stilte te verlaat, sonder 'n rumoer, sonder om haar lewe in gevaar te stel. En dit onthul iets van Josef se hart, dat selfs in sy teleurstelling, in sy verwarring, behou hy 'n houding van genade en versagmoedigheid. En terwyl hy met hierdie gedagtes worstel, ontmoet hy 'n boodskapper van die Here in 'n droom. Nou dis nie 'n grootse openbaring in die openbaar nie, maar is 'n stille, persoonlike ontmoeting met God en sy stem. Die engel sê vir Josef om nie bang te wees nie. Die kind wat Maria verwag is verwek deur die Heilige Gees. Nou dis 'n skokkende misterie en is moeilik vir enige mens om te verstaan. En tog wanneer Josef wakker word, gehoorsaam hy sonder teenstribbeling. Hy neem Maria en sy vrou aan, en wanneer die kind gebore word, noem hy hom Jesus, die verlosser, presies soos wat die engel hom beveel het. Nou in Kersverhale sien ons dikwels groot wonders, engele wat sing, 'n helder ster wat wys, wyse manne wat opdaag met geskenke. Josef se wonder kom egter in 'n stiller, maar 'n intiemer vorm. Hy gee geen sigbare kry, geen teken in die hemel nie. Hy hoor geen engelse koor nie. Sy ontmoeting met God kom in 'n droom, en sy reaksie is stil, sy standvastige verhouding. Al verstaan hy nie alles nie, vertrou hy God se woord en hy handel daarvolgens. Nou stel jou voor daardie nag van Jesus se geboorte. Maria en Josef is in stal, dis geen paleis nie, dis geen gemaklike plek nie. Dis net 'n skuur, daar's 'n paar diere, daar's hooi. En die wêreld gaan aan asof niks besonders gebeur het nie. Tog weet Josef, hierdie kind is veel meer as 'n gewone baba. Die engel het gesê, jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. En is in daardie nederige omgewing, besef Josef, hy's 'n bewaarder van 'n groot geheimenis. En hy kyk na Maria, haar oë vol dankbaarheid, en na die baba met sy sagte asemhaling. Hy verstaan dat hy deel is van iets groter as enige plan wat hy self kon uitdink. God het mens geword. En Josef, hierdie eenvoudige timmerman, hy speel 'n onmisbare rol.
Nou hierdie verhaal nooi ons uit om te leer by Josef. In 'n wêreld waar ons dikwels soek na sekerheid en antwoorde, wys Josef se geloof ons. Soms beteken dit om met minder sekerheid, maar met meer vertroue te leef. Dis om te sê, ek verstaan nie alles nie, maar ek kies om U, Here, te vertrou. Dis om in God se groter verhaal in te stap. Selfs al sien ons net 'n klein gedeelte daarvan. En ek wil jou nooi om vandag 'n oomblik stil te word. En met die Here te praat oor die areas van jou lewe waar jy met groot onsekerheid gevul is. Waarheen nooi die Here jou? Wat is dit wat jy van hom nodig het en wat jy van hom sal wil vra? En mag jy ervaar hoe God jou lei na innerlike kalmte, stilte en vertroue. Kom ons bid saam. Here, ons kom vandag na U toe en ons vra dat U ons sal ontmoet te midde van ons eie vrese en ons eie vrae. Here, soos Josef worstel ons soms om U plan te verstaan, maar ons wil ook in Josef se voetspore volg en U vertrou. Om te midde van ons sekerheid en onrus, vra ons Here dat U vir ons kalmte in ons gemoed sal gee, om oor te kan gee aan U leiding. Here, help ons om U stille stem raak te hoor, om gehoorsaam te wees, al is daar nie altyd antwoorde nie. Here, help ons om ons harte oop te maak vir U, en help ons om Jesus ten volle te omhels. Amen.